in my virtuele ateljee ons geleerde vriend, advokaat François Botha. Môre François. Isak, hartlike goeiemôre vir jou en aan jou luisteraars. Kyk, daar's min dinge in die lewe wat so indrukwekkend lyk soos 'n prokureur se raadsaal of kantoor spreekkamers. Sy daai klomp wetboeke daar agter hom het. Dit getuig van kennis en hoë kennis. François, dankie dat jy vir ons tyd maak. Ons gesels oor Julius Malema se saak. Hy skuldig bevind na 'n baie lang saak. En vir die meeste van ons leuke is dit 'n onverstaanbaarheid. Hoekom het dit so lank gevat? Want daar's dan 'n video wat wys hoe die ou met die geweer skiet. Ja, daar's 'n bietjie van 'n aanloop, Isak. Hierdie voorval het al plaasgevind in 2018 tydens die EFF se 5de verjaarsdagviering daar in die Oos-Kaap. En aanvanklik was die staat nie geneig gewees om te vervolg nie, onder andere omdat daar gebrekkige getuienis was. En as ek sê gebrekkige getuienis, dan verwys ek spesifiek na hierdie video-opname waarna jy nou verwys. Onthou, meneer Malema en sy regspan het derentyd ontken dat daardie video-opname eg en autentiek is. Hulle het gesê nee, dit is iets wat vervaardig is, wat nie die werklikheid weerspieël nie, en dit was alles nou maar net 'n foefie gewees om hom nou voor 'n hof te kry, en hy het ontken dat daardie video weerspieël wat werklik op daardie dag gebeur het. Maar ongelukkig vir meneer Malema het AfriForum tussen beide getree, het na die feite gaan kyk, het dit ontrafel, het die kaf van die koring geskei en was AfriForum van mening gewees dat daar genoegsame bewyse is om meneer Malema te vervolg. En dit is hoe die saak toe uiteindelik sy weg na die beheer-aanklaer gevind het, waar daar 'n klagstaat voorberei is, 'n saakdossier is voorberei, en dit het sy weg na die hof toe gevind. En moet ek sê dat die staat se saak en die wyse hoe die staat se saak aangebied is, dit verdien 'n pluimpie. Die staat het regtig uit hulle pad uitgegaan om al die tersaaklike relevante getuienis voor die hof te plaas, en dit blyk duidelik uit Landros Twanet Olivier se uitspraak uit. Ja, sy het 'n volledige uitspraak gelewer. Maar ek wil vir jou 'n ding vra, François, weer eens vanuit 'n leekse oogpunt uit, ekskuus tog. As dit so duidelik was, wel, dit is in ons mense wat van die kant af kyk, dat Julius gejok het toe hy sê dis 'n speelgeweer, en dat hulle gejok het toe hulle sê maar hierdie video is gemanipuleer en om hom in 'n slegte lig te stel. Het ek twee vrae oor. Die een is, moet 'n prokureur, moet 'n regsverteenwoordiger gaan met die wete dat sy kliënt besig is om 'n leuen te vertel, en wat moet die hof maak wanneer iemand onder eed so 'n leuen in die hof vertel? Wel, uit die aard van die saak is 'n regsverteenwoordiger verplig om jou kliënt se weergawe of se instruksie uit te voer. Dis natuurlik oneties en is onprofessioneel as jou kliënt byvoorbeeld vir jou in jou kantoor sê, advokaat, jy kan aanvaar ek het daai man geskiet, ek het die sneller getrek, maar jou instruksie en jou opdrag is om die staat se saak te toets. Daar's geen bewyse teen my nie. Tewens, die geweer wat ek gebruik het, het ek in die Hartbeespoortdam gaan gooi. Die lijk van die persoon wie ek geskiet het van die toneel af tot by die lijkshuis, was die lijkswa in 'n baie groot ongeluk betrokke gewees en alles het uitgebrand, so daar kon nie 'n lijkskouing gedoen gewees het nie, en daar is net eenvoudig geen ooggetuie gewees nie. So jou instruksie is, gaan toets die staat se saak, want die onus en die bewyslas is op die staat om die saak te bewys. As regsverteenwoordiger is ek verplig en is my eerste prioriteit en verantwoordelikheid is teenoor die hof, nie teenoor die kliënt nie. So ek mag nie aan 'n getuie van die staat stel
dat my kliënt gaan kom getuig. 1, hy was nie op die toneel nie. 2, hy het nie 'n vuurwapen hanteer daai dag nie. En 3, hy het nie die oorledene geskiet nie. Dit mag jy nie doen nie. Ons weet nou al uit ondervinding uit dat persone met 'n politieke halsbandjie om hulle nekke gaan alles onder die son probeer om aanspreeklikheid te vermy, aanspreeklikheid te ontken. In hierdie spesifieke geval was meneer Malema se instruksie aan sy regspan gewees. 1, daardie video-opname, Isak, jy het die beste gestel, is gemanipuleer. 2, die geweer wat ek in my hand gehad het, was maar net eintlik 'n speelgoedgeweer gewees. Daai weergawe was nie gestel gewees nie. Wat Landros Toinet Olivier sê, is dat meneer Malema daar was 'n onus op hom gewees, 'n verpligting op hom gewees, om sekere aspekte op te klaar wat hy nie gedoen het nie. Eenvoudige vraag is aan hom gevra, kan jy onthou hoeveel skote jy geskiet het? En hy sê, nee, hy kan nie eintlik tel nie, want hy het net gematrikuleer in houtwerk. Sy wiskunde is nie so goed nie. Kan jy verduidelik wat het daartoe aanleiding gegee dat die meganisme van die geweer geaktiveer is? En hy sê, nee, dit must have been holy intervention, die Heilige Gees het daar 'n rol gespeel. So daar's 'n verskil tussen 'n hof, 'n openbare politieke platform en 'n sirkus. 'n Hof het 'n dekorum en 'n mens moet daardie dekorum respekteer. Maak nie saak wie jy is nie. Niemand in hierdie land is bo die reg verhewe nie. Maak nie saak of jy reg is nie, maak nie saak of jy verkeerd is nie. Maar die oppergesag van die reg moet gerespekteer word. Jy kan nie verwag dat iemand anders moet jou respekteer as jy hulle nie respekteer nie. En hierdie politieke narratief van ek hou net van 'n regter en 'n Landros of van 'n wet as dit in my guns is, as enige iemand iets sê wat my nie 'n guns doen nie, dan is dit rassisties, dan is dit onredelik, dan is dit sleg, dan is dit feitelik foutief en ek gaan dit op appel vat. Ek dink 'n mens moet 'n bietjie terugstaan en objektief na sekere goed kyk. Hierdie spesifieke saak, Isak, het die Romeine gesê jare gelede, die feite spreek van self. Res ipsa loquitur. En na daardie video-opname sy verskyning gemaak het, moes meneer Malema en sy regspan miskien 'n ander aanslag geneem het en gesê het, kyk, ja, dit is so, dit het gebeur, maar hierdie is die omstandighede. Die feit dat hy nie van meet af oopkaarte gespeel het nie, gaan die 23ste Januarie volgende jaar op alle waarskynlikhede teen hom tel. Die feit dat media deesdae aan sekere sake toegelaat word, het nou ongelukkig ook 'n fokus kom plaas op goed soos uitsprake, landdroste en regters se vertoning as dit ware, wat nou voorheen nie die geval was nie. So daar's nou 'n fokus op hierdie arme landdros gewees wat nou baie lank gevat het. Daar's 'n kritiek oor die feit dat sy 3 dae lank aan haar uitspraak gelees het. Gesels bietjie met ons daaroor. Kyk, in die algemene omgang moet geregtigheid nie net geskied nie. Geregtigheid moet gesien word om te geskied. Baie min mense het die voorreg om van meet af persoonlik deel te wees van hoe 'n hofsaak plaasvind, hoe 'n hofsaak ontvou, en dit is hoekom dit belangrik is dat hofsaake moet in sekere gevalle na die publiek geneem word. Ja, natuurlik plaas dit 'n ander fokus op die proses en dis hoekom 'n regter of 'n landdros 'n diskresie het. Jy sal onthou in die Oscar Pistorius verhoor het regter Masipa spesifieke bevel gemaak dat die getuies wat getuig se gesigte nie op die televisie moet vertoon word terwyl hulle getuig nie. En dis vir goeie rede. Ek wil daar sit as ek 'n getuie is en ek wil gerus wees, gemaklik wees in my eie vel om te getuig uit my hart uit, opreg, op sterkte van dit wat my persoonlike kennis behels, maar in sekere omstandighede is dit ook goed dat die publiek moet weet wat is die vraagstuk voor die hof, wat behels die getuienis, hoe word die regsbeginsel toegepas en wat is die resultaat. In sekere gevalle, soos in hierdie spesifieke geval, het 'n landdros
baie keuses. 'n Landdros kan besluit, wel, ek gaan nie die media toelaat nie, of ek gaan nie media toelaat, maar daar gaan sekere beperkings of sekere voorwaardes wees. En ons het gesien in Louis Liebenberg se saak in Bronkhorstspruit, was daar soveel druk op die arme Landdros, dat die Landdros het net besluit om te rekiseer en net gesê, hier's te veel kameras, hier's te veel, die kollig is nou op my, dis nou nie meer op die saak nie. En dan voel 'n mens, want 'n mens is feilbaar, 'n mens is maar net 'n mens. Ek is nie bereid om daardie druk kan ek nie absorbeer of ervaar nie, en dan rekiseer 'n Landdros. Maar die kritiek teenoor Landdros Toinet Olivier, dis regtig sonder enige substansie. Jy weet, ons almal se eerste taal of se moedertaal is nie Engels of Afrikaans of Zulu of Xhosa of Pedi of Tswana of wat ook al nie. So jy probeer jou taalvaardigheid so goed slyp en so goed toepas wat die omstandighede jou toelaat. Ja, my uitspraak en my aksent is ook nie perfek nie. Ek is in Windhoek gebore, ek is in Namibië. Toe ek Suid-Afrika toe kom, kon ek nouliks Engels praat. Nou om haar te kritiseer op haar uitspraak en hoe sy sekere woorde sê, dit is regtig, ons moet dit maar net daar laat. Sy het regtig meer as haar bes gedoen. Sy het uit haar pad uitgegaan om 'n volledige uitspraak voor te berei, want sy weet so goed so wat ek en jy weet en die volgende persoon weet, daardie uitspraak gaan op een of ander stadium gaan dit die fokuspunt wees van of in die appelhof of in die konstitusionele hof. En alles saamgevat is daar wat my aanbetref nie 'n greintjie kritiek teen die manier hoe sy die saak hanteer het, hoe sy die hof die proses hanteer het nie, hoe sy die getuies hanteer het nie. Sy was altyd hoflik geweest. Ja, sy was ferm geweest op 'n stadium toe dit nou gelyk het asof die ding begin uittrek, dit raak nou, daar's vertragingstaktiek, het sy sekere riglyne gegee wat 'n Landdros en 'n regter moet doen uit die aard van die saak. Jy is in beheer van jou hof en jy moet dit so beheer dat geregtigheid aan almal geskied. Die staat, die verdediging, hofpersoneel en ook die publiek. So om iemand net te kritiseer vir die blote feit dat hy of sy teen jou bevind het, ek dink 'n mens moet jy intellektuele en emosionele volwassenheid moet jy aan die dag lê. En baie keer is dit goed om te sê, luister, ek het gefouteer. Ek is jammer en ek is bereid om dit reg te stel, of ek is bereid om 'n program aan myself te onderwerp aan 'n program, maar hierdie algemene gevoel van maak nie saak wat gebeur nie, ons gaan volhou, hierdie is polities gemotiveerd, dit gaan alles oor onteiening sonder vergoeding en dit gaan oor 'n groter prentjie. Ek dink daai narratief is besig om sy trefkrag te verloor. Hier gaan dit oor 'n bepaalde misdryf binne die raamwerk van die beheer op vuurwapenswet, en jy sal onthou dat meneer Malema is aan 5 klagtes skuldig bevind. Hierdie is 'n ernstige saak. François, die lang uitspraak het geweldige stremming op haar stem geplaas en dit is dit is 'n uitdaging om so 'n lang uitspraak te lewer, wat dan nou vir van die kritici die oomblik gegee het om te sê, maar en veral aan die EFF wat op grond hiervan sê, maar ons kan hiervoor vra dat sy nie bevoeg was nie, en op grond hiervan kan ons haar uitspraak in twyfel trek. 'n bietjie kommentaar daarop asseblief. Wel, 'n uitspraak is op die einde van die dag 'n regsdokument, en as 'n mens objektief kyk na die feite wat voor die hof gedien het, dan moet jy jouself afvra, is daai bevinding of die gevolgtrekking van die Landdros, is dit bewese en is dit korrek as jy die feite toepas? Landdrosse en regters is waaksaam partykeer om nie 'n te lang uitspraak te skryf nie, want dit kan moontlik daartoe aanduiding gee dat jy iewester jouself weerspreek, of dat jy iewester meer klem of minder klem op sekere van die wesentlike aspekte plaas. Dit is so. Jy sal onthou jare terug toe meneer Jacob Zuma aangekla is van verkrachting, het regter van der Merwe het 'n uitspraak geskryf, hy 2 dae lank het 'n uitspraak gegee. En hy het gesê, daar's 'n goeie rede hoekom ek hierdie uitspraak gee, want die staat moet weet wat was die tekortkominge in hulle saak, en die verdediging moet weet
waarom het die hof tot hierdie spesifieke bevinding gekom? Maar meer belangrik, die klaer moet ook weet, wat was die omstandighede waarbinne hierdie uitspraak geformuleer is, en indien die saak op appel gaan, moet die volgende hof ook presies weet wat die hof se uitgangspunt in hierdie verband was. Wat Landros Toinet Olivier gedoen het, sy het 'n stappie verder gegaan. Sy het gesê, hierdie is die getuienis, dit is wat die vereistes is waarbinne die klagstaat homself afspeel, en daar is, meneer Malema was pligsgebonde geweest toe die staat sy saak gesluit het, en hy moes kom antwoord om opreg, eerlik die hof in sy vertroue te neem, en nie om antwoorde te gee wat onsinnig is nie, wat tot 'n groot mate is daar 'n bietjie van skeptisisme, en is daar ook 'n groot mate van sarkasme wat aan die dag gelê word. Sarkasme gaan niemand nêrens bring nie, en om die proses te probeer afwentel as 'n speletjie of as 'n sirkus, gaan niemand ook baat nie. So ek dink binne daai raamwerk het meneer Malema 'n probleem. Hy bevind homself in Tomatiestraat, veral wat 'n appel aanbetref, maar ek dink nog meer belangrik, as hy gevangenisstraf van meer as 12 maande opgelê word sonder die keuse van 'n boete, Isak, is ek bevrees hy sy sitplek in die parlement kwyt, en die gevolge daarvan kan onherstelbare skade en nadeel vir die EFF berokken, want ek dink meneer Malema is tot 'n groot mate in die posisie wat meneer Zuma is by die MK-party. Sonder hulle gaan die party is die party nie so sterk soos wat dit is met hulle teenwoordigheid daar nie. Hoekom is die vonnisoplegging eers vir 23 Januarie geskeduleer? Daar's net een rede daarvoor, en dit is om die stof toe te laat om 'n bietjie te gaan lê, om die politieke emosie, daai angel van emosie 'n bietjie te trek, en om almal 'n geleentheid te gee om hulle self behoorlik voor te berei. Is dit so lank? Wel, ons nou Oktober, November, Desember is al die howe toe, Januarie. Soos eintlik 2 maande. Dit is nie so lank nie, maar ek dink dit gaan ook vir meneer Malema en sy regspan 'n geleentheid bied om terug te staan en hulle eie benadering in oënskou en heroorweging te neem. Partykeer moet 'n mens, maar soos wat die Engelsman sê, die humble pie eet. Jy moet teruggaan by vonnisoplegging en sê, ek het die uitspraak gelees en bestudeer, ek vereenselwig my daarmee. Ek's jammer. Miskien moes ek skuldig gepleit het van meet af, maar ek is bereid om nou oop kaarte met die hof te speel, vir die hof te vertel presies wat het my gemotiveer om so op te tree, waar ek van mening is ek tekort geskiet het, hoe ek dit gaan regmaak, en dan gaan enige hof gaan so 'n persoon simpatiek gesind wees, veral as jy eerste oortreder is. Nog meer as jy 'n politieke figuur en 'n openbare figuur is. Maar jy moet besef, daar's 'n verantwoordelikheid op jou so openbare figuur met 1 miljoen, 2 miljoen volgelinge. Daai mense wil soos jy wees. As jy dink jy's bo die reg verhewe, dan gaan daai man uitstap en sê, nee man, ek kan ook oor die stopstraat ry. Ek hoef nie 90 of 120 km te ry nie, want die persoon na wie ek opkyk, my rolmodel, sê hierdie land se wette is net van toepassing op sekere mense. Almal is gelyk voor die reg, behalwe ander mense. Sommige mense is net meer gelyk as ander mense. Nee, dit werk nie so nie. Laaste vraag, François. Die moontlikheid om te appeleer, die vonnis, ekskuus tog, die vonnis self, gaan daar word 'n minimum vonnis van 15 jaar vir skuldigbevinding aan hierdie saak gegee, aan 'n oortreding soos hierdie, maar dit is natuurlik moontlik dat hy 'n opgeskorte vonnis kry, want ek dink nie hy het enige vorige veroordelings hier nie. Hy het nie vorige veroordelings in terme van hierdie wet nie, maar daar kan ook uitsonderlike omstandighede wees wat die verdediging aan die hof kan voorlê. Dit is heel moontlik dat daar 'n swaar vonnis sal wees wat opgeskort is of 'n gedeelte daarvan opgeskort is. Ek kan myself nie indink hoe die Landros nie
direkte gevangenisstraf kan oplê nie. Dis 'n ernstige misdryf om 'n outomatiese vuurwapen net af te vuur in 'n omgewing waar daar publiek is. Hierdie was 'n openbare saamtrek geweest. Kan jy jouself indink as iemand hierdeur beseer sou gewees het of selfs gedood sou gewees het. En 'n vonnis moet ook dien as 'n afskrikmiddel. Mense moenie net gewere gryp en soos cowboys begin skiet en te kere gaan, soos wat hulle goed dink nie, maar daar's 'n vergeldingsvereiste ook 'n rehabiliterende vereiste en natuurlik die omstandighede van die beskuldigde, van die klaar en die gemeenskap in die breë. Ek dink 'n hof die boodskap wat 'n hof wil uitstuur, Isak, is dat ons as gemeenskap moet introspeksie doen. Ons as 'n gemeenskap, almal van ons, moet besef ons land is seker een van die beste plekke in die wêreld om in te bly, te funksioneer, ons kinders groot te maak, onsself om te blom, om te gedei. Maar ons kan nie toelaat dat anargie en wetteloosheid oorneem nie, want dan sit ons in 'n baie benarde posisie wat die gemeenskap aanbetref. En die oomblik as die oppergesag van die reg uitgedaag word en nie eerbiedig word met die toepaslike gravitas en decorum nie, is ek bevrees, dan kyk ons oor 'n afgrond af en ek is nie bereid om dit te doen nie. Ek is nie bereid om alles net te vergeefs oor te gee en vir ons nageslag niks na te laat nie. Advokaat Frans Jobboot is baie dankie.